Amen, halleluja, prys die Here. Hoe gaan jy hoor as jy nie 'n oor het nie? How will you hear if you don't have an ear? Nou dit is my begroeting weer vir ons môre in die mooi geseënde naam van ons koning Jesus. Ek vat dit te lag nie. Vanmôre doen ek 'n bietjie different. Ek wil net kom en ek wil ook nie lank wees nie om ons net te bemoedig, maar ek wil almal groet. Dit maak nie saak wie jy is nie. Ek wil jou groet in die mooi geseënde naam van ons koning Jesus. Nou ek het gaan opsoek 'n bietjie wat die time frame is in Afrikaans en kyk hoe mooi, hoor hoe mooi is die Afrikaans tydsraamwerk. Halleluja. Die tydsraamwerk. Halleluja. En dit was van gister se video van 1 Samuel 15 en 1 Samuel 24. Nou vanmôre wil ek net kom en jy hoor hoe sê ek, hoe gaan jy hoor as jy nie 'n oor het nie? Nou soos julle kan sien, daai is my Bybel. En dit is wat ek doen in my Bybel. Ek skryf in my Bybel, ek merk in my Bybel in. Ek het nie net die Bybel, ek het nog anders en die anders is al so lelik en stikkend, maar ek skryf in my Bybels in. Halleluja. So vanmôre, dit is op Matthew chapter 26 van vers 36 af. Dit is die tyd toe Jesus in die garden van Gethsemane was. En ons weet wat het daar gebeur. 'n Oor was afgesny. Halleluja. Dit is die laaste miracle wat Jesus geperform het op 'n mens. 'n Oor was afgesny, maar 'n oor was weer geherstel, terug na sy plek toe. Die woord van die Here sê in die boek van Openbaring, dit sê, ek gaan die Afrikaans sê, dit sê, he that has an ear, let him hear what the Spirit of the Lord has to say. So this morning, that's why I posed this question to us. Hoe gaan jy hoor as jy nie 'n oor het nie? How will you hear if you don't have an ear? Jesus restored the ear of the soldier in the garden of Gethsemane. Halleluja. Mag dit iets wees vir iemand vanmôre. Dan wil ek weer terugkom na gister se boodskap toe. Halleluja. Van 1 Samuel 15 en 1 Samuel 24. Nou